Hartlike goeienaand, liewe vriende, by ons aandiens van Uit die Woord Digitaal. Mag die Here vanaand vir ons by hierdie baie besondere geleentheid ryklik seën en in ons harte werk deur die Heilige Gees. Dankie dat U vanaand by ons inskakel. Kom ons word stil voor die Here. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God onse Vader en van Jesus Christus onse Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons luister vanaand na hierdie pragtige lied voordat ons saam lees uit die woord van die Here. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier u grote naam, as Jesus kom vir elke kind op aarde in al sy glorie en sy heerlikheid, dan buig ek neer voor hom, my Redder, Here, die een wat leef in alle heerlikheid, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, van deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier u grote naam, hoe heerlik hier u grote naam. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Johannes hoofstuk 14 en ons gaan lees vers 15 tot 18. Dit is Jesus wat hier aan die woord is. As julle my liefhet, bewaar my gebooie.
En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Net tot sover. Broeder en suster, hierdie woorde van Jesus het hy uitgespreek net voor sy hemelvaart. En hy praat met sy disippels en 'n klompie volgelinge wat saam met hom was, en hy berei hulle voor op dit wat in die toekoms gaan gebeur. Jesus weet dat hy gaan opvaar na die hemel, maar hy stel sy kinders gerus. Ek gaan julle hier nie as weeskinders agterlos nie. Julle gaan nie alleen wees nie. Maar ek gaan iemand vir julle gee, om by julle te wees en in julle te werk, julle te vertroos en te bemoedig, te beskerm en te lei. En dit is die trooster. En as ons na die Griekse woord van hierdie woordjie trooster gaan kyk, is dit die woord parakletos. Die een wat vir julle gaan intree, wat by julle gaan wees om julle te ondersteun. Die een wat julle nie alleen gaan los nie, maar vir ewig by julle sal wees. En dit sê Jesus in vers 16. Nou broeder en suster, in die Pinkstertyd dink ons aan die werk van die Heilige Gees in die kerk van Jesus Christus, maar ook in elke kind van die Here se lewe. Nie een van ons sou kon glo in Jesus Christus as dit nie vir die Heilige Gees was nie. Die Here Jesus Christus het die volmaakte versoeningswerk kom doen hier op aarde om vir ons redding te bewerk deur sy kruisdood en deur sy opstanding uit die dood en deur sy hemelvaart. Maar die Heilige Gees kom werk in ons harte om hierdie verlossing van Jesus Christus 'n werklikheid te kom maak. Om hierdie verlossing van Jesus Christus vir jou van betekenis te kom maak, sodat jy ook ware kind van God kan wees deur die geloof wat hy in jou hart kom inplant. En daarom is die Heilige Gees en die werk wat hy kom doen in die kerk en in ons lewens van so groot waarde en betekenis. Nou liewe broeder en suster, ek en jy wat kinders van die Here is so somtyds geneig om wêreldse goedjies te begin doen in 'n mens se lewe. Ons leer baie maklik gewoontetjies aan. En dit is miskien maar normaal om ook so op te tree, want ons lewe in 'n goddelose wêreld. En baie keer doen die wêreldse mense sekere dinge op 'n spesifieke manier, en as ons ons oë uitvee, dan het ons ook daardie gewoontes aangeleer. Maar die Heilige Gees help ons om daardie dinge raak te sien en uit ons lewe uit te sny. Ons leer maklik gewoontes aan om soos wêreldse mense te lewe of dinge van die wêreld te doen. Ek slaan dalk 'n Sondag of 2 oor met kerkbywoning. Naderhand voel dit vir my, maar is nou nie meer so ernstig nie, ek kan maar 'n 3de en 'n 4de en ook oorslaan. En dis presies wat wêreldse mense ook doen. Hulle woon nie dienste by nie. Maar tog staan daar in Hebreërs 10 vers 25, moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party mense se gewoonte is nie. Ons moet pas op vir gewoontes van die wêreld, as ons kinders van die Here is. En ons weet dat ons almal 'n sondige natuur in ons het. En daai sondige natuur wil maar die dinge van die wêreld doen. En dit dryf ons om dinge van die wêreld te wil doen. En elke mens lewe volgens sy of haar wil
En ek wil baie keer dinge doen, en ek wil my eie gewoontes wat ek het, wil ek in hierdie wêreld gaan uitvoer. Maar broeder en suster, die Heilige Gees help ons om met daardie sondige gewoontes te breek. Want onthou, die dag as jy kind van Jesus Christus word, is jy skoon gewas deur sy bloed, die geloof word in jou hart ingeplant, jy word gemotiveer, geaktiveer, geïnspireer deur die Heilige Gees om reg te lewe, vir Jesus te lewe, en jou fokus op hom te gaan instel. Die Heilige Gees help ons om te breek met slegte gewoontes van die wêreld. Nou hier op Pinkster, of in hierdie Pinkstertyd spesifiek, liewe broeders en susters, moet ek en jy ook ons lewe gaan ondersoek in die lig van God se woord. Watter slegte gewoontes is daar dalk in ons lewe, wat ons soms begin doen? Ons dink aan dinge soos lelik praat, of selfs vloek, of skinder, of verkeerde dinge of dade beginne doen. En al is ons kinders van die Here, oortree ons soms. Ja, ons word kwaad vir mense wat dalk iets verkeerd sê of doen. Of daar glip dalk 'n lelike woord uit. En in Pinkstertyd moet ek en jy ons lewe gaan ondersoek en vir die Heilige Gees vra, vernuwe ons. Was ons skoon in Jesus se bloed. Help ons om op God se pad te lewe wat die regte pad is. Ja, die Heilige Gees wil ons totaal kom verander en ons lewe kom vernuwe. En die Heilige Gees wil dit graag vir kinders van die Here doen. En hy wil ook die kerk van Jesus Christus motiveer en aktiveer om op Jesus se pad elke dag te lewe. Ons verlosser Jesus Christus het ons kom skoon was van al ons sonde. Ons sonde skuld was ook ons eie skuld, want uit ons sondige natuur wil ons baie keer die verkeerde dinge doen. En eintlik verdien ons om almal gestraf te word vir daardie verkeerde dinge. Maar wat 'n groot genade dat Jesus jou liefhet. Dat hy juis na hierdie wêreld toe gekom het om in ons plek die straf op die sonde te dra, sodat ek en jy vrygespreek kan wees en skoon gewas kan wees deur sy bloed. Ons verlosser het ons ook verlos van die mag van die sonde. En hy wil graag hê dat ons sal breek met die sonde en nie dinge meer sal doen wat op die verkeerde pad is nie. En hy het hierdie volmaakte werk vir ons kon doen hier op aarde, maar nou het hy opgevaar na die hemel om vir ons daar plek te gaan voorberei en vir ons te gaan intree by God die Vader aan die regterhand van ons Vader. En nou kom ons teks ook vanmôre en Jesus sê, maar ek het julle nie as weeskinders agtergelaat nie. Ek gaan nou vooruit om julle plek voor te berei, maar terwyl ek daar besig is, los ek vir julle hier agter die Trooster, die Heilige Gees, die Parakletos, om vir julle in te tree, om julle te help en te begelei en in julle harte te werk en julle te vernuwe dag vir dag nader na Christus toe. Die Heilige Gees se manier van lewe en ons sondige natuur bots lynreg met mekaar. Lewe deur die Gees en lewe volgens ons sondige natuur kom nooit by mekaar uit nie. En ek en jy moet weet dat ons eerder moet luister na die Gees se stem as na wêreldse stemme. Want die Heilige Gees is juis daar om vir jou nader te bring na Christus toe en op God se pad te laat lewe, sodat jy volgens sy wil sal lewe. Nou broeder en suster, as ek en jy kyk na die Bybel in Galasiërs 5 vers 19 tot 21, dan kom leer die Bybel vir ons hoe 'n lewe lyk wat nie volgens die Heilige Gees of volgens Jesus
se wil is nie. Paulus skryf daar in Galasiërs 5 vanaf vers 19. Die werke van die vlees of die sondige natuur is openbaar. En watter werke is dit? Dit is oorspel of saamslaap voor die huwelik of verkeerde seksuele dinge doen. Dit is hoerery, sê Paulus in vers 19. Dit is onreinheid. Dis afgodery, towery. Dit is tweedrag in partyskap en jaloersheid en vyandskap en twiste. Dis afguns en moord en dronkenskap, waarvan ek vroeër vir julle gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Dit is hoe wêreldse mense se lewens lyk. Maar ons wat Christus leer ken het, moet breek met hierdie wêreldse dinge. Ons kan nie meer in sonde gaan lewe as Jesus Christus die koning van ons hart is nie. Ons moet stry teen hierdie verkeerde dinge. En liewe broeder en suster, die Heilige Gees wil graag vir jou help om reg te lewe. En daarom sê Paulus in Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Jy moet die Heilige Gees toelaat in jou lewe om vernuwing te bring en verandering te bring en die goeie na vore te bring, want hy is juis aan jou gegee deur Jesus om jou hier op aarde te begelei op die regte pad. Nou, hoe lyk 'n lewe wat gevul is met die Heilige Gees? Galasiërs 5 vers 22 en 23 sê, die vrug van die Gees is liefde en blydskap en vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Ons moet ons lewens gaan beoordeel in die lig van God se woord. En as ek en jy dalk nou vanmôre besef, maar hier is dinge in my lewe wat nie reg is nie. En die Bybel dui dit aan en die Heilige Gees oortuig my dat daar sonde in my lewe is. Wat moet ek doen? Dan gaan jy op jou knieë, broeder en suster, en jy vra die Here om jou skoon te was deur sy bloed, en die Heilige Gees sal hierdie dinge uit jou lewe verwyder, en jy moet hom vertrou en hom navolg en na sy stem en na sy woord luister. In Pinkstertyd moet ons Christen gelowiges wees wat anders lewe as die res van die wêreld. Ons moet nuut lewe, want Jesus het ons nuut kom maak. Ons lewe nie meer volgens die sondige natuur nie, ons wil lewe volgens die wil van God. En die Heilige Gees sal ons help om dit te doen. En hoe weet ek wat is die wil van God? Hier is die wil van God. Die woord van die Here is vir ons nagelaat en opgeskryf, sodat ek en jy kan weet wat God se wil vir ons lewe is. Lees die woord, bestudeer die woord, glo die woord, gaan doen die woord. En die Heilige Gees sal jou lei om dit te kan regkry. In hierdie Pinkstertyd is dit my bede dat die Heilige Gees met elkeen van ons in persoon sal werk, want hy ken jou lewe en hy weet hoe lyk jou lewe. En kom ons almal bid en vra dat die Here ons sal vernuwe, sal bekragtig, sal lei, sal vergewe en ons sal help om as nuwe mense vir hom elke dag te lewe. En kom ons loof die Here vir die Heilige Gees wat vir ons uitgestort is om ons in die volle waarheid te lei elke dag. Mag die Here dit 'n werklikheid maak hier in ons gemeente, maar in die besonder ook in jou hart. En kom ons gaan lewe naby aan Jesus, gehoorsaam aan Jesus en getrou aan sy woord, sodat ons lewe hom elke dag sal verheerlik. Amen. Kom ons bid saam.
Vader, baie dankie dat U vanmôre op so kragtadige wyse deur U woord met ons kom praat as U kinders. Here, dankie dat U die Heilige Gees vir ons gegee het, as ons trooster, as ons parakletos, as die een wat ons wil lei en begelei, en in ons plek vir ons wil help, en raad wil gee, en in die volle waarheid wil lei. Here, ons is nie alleen in hierdie wêreld nie, maar U is by ons deur U Gees. En dankie dat ons in hierdie Pinkstertyd dit kan herdenk. Maak ons harte oop en ontvanklik vir U woord en vir die Heilige Gees se werk. Vernuwe ons, o Here, dat ons as nuwe mense kan lewe vir U, ons koning en ons verlosser. Ja, ons wil met ons hele lewe U verheerlik en U naam groot maak. En daarom bid en vra ons, Here, neem ons lewe in besit, werk in ons deur U woord en Gees, en versterk ons in die geloof, sodat ons U naam kan groot maak en as U kinders kan lewe. Ons bid vir almal wat luister na hierdie boodskap in Pinkstertyd, wil U vir ons nader trek na U toe en as nuwe mense laat lewe, bekragtig ons, en dankie dat U ons nie as weeskinders agtergelos het nie, maar dat U vir ons wil lei op die pad na die hemel. Vul ons vandag met U vrede, met U liefde, met U genade, en laat ons met gelowige harte ook hierdie boodskap aanneem, en vir U tot eer sal gaan uitleef. In Jesus Christus se naam bid ons dit, uit dankbaarheid. Amen.